uit ons blik. Hier kan die Here deur ons werk. Hier is ons tuis, hier is ons huis, hier waar elkeen iemand is en iemand word. Goeiemôre almal en welkom by vandag se Huiskerk. Op die 10de Mei, Sondag die 10de Mei, begin ons met 'n preekreeks of 'n kursus aan die hand van hierdie boek van Tom Smith. Vind God in die gewone. Maar tot daai dag is ons besig met 'n preekreeks waar ons bietjie kyk na wat die invloed is van die opstanding in ons lewens. En ons doen dit aan die hand van die brief van 1 Petrus. Verlede Sondag het ek gepraat daaroor en uitgewys dat Petrus skryf sy brief vir 'n groepie Joodse Christene wat in 'n Romeinse omgewing as vreemdelinge leef. En hy skryf dan die brief om vir hulle te help om sin te maak en om hoop te hê binne hierdie omstandighede. So kom ons kyk na vandag se teksgedeelte waardeur Petrus vir hulle verder probeer help. En ons gaan lees uit 1 Petrus 1 vers 13 tot 25. Daarom omgord die lendene van julle verstand en deur nugter op te tree, hoop volkome op die genade wat tydens die openbaring van Jesus Christus vir julle gebring sal word. As gehoorsame kinders moet julle nie lewe in ooreenstemming met julle natuurlike begeertes van vroeër, toe julle nog sonder kennis was nie. Inteendeel, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig wees. Daarom staan daar geskryf, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom wat nie volgens die uiterlike oordeel nie, maar ooreenkomstig elkeen se optrede, wel as Vader aanroep, tree dan met ontzag op in die tyd van julle vreemdelingskap. Julle weet tog dat julle nie met iets verganklik, soos silwer of goud losgekoop is uit julle sinlose leefwyse, wat deur julle voorvaders aan hulle oorgelewer is nie, maar dat julle losgekoop is met die kosbare bloed van Christus. Hy wat soos 'n lam is, vlekloos en sonder liggaamsgebrek. Hy is wel vooraf geken voor die grondlegging van die wêreld. Hy is egter eers in hierdie tyd geopenbaar ter wille van julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dood opgewek en die heerlikheid aan hom gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Omdat julle julle innerlike in gehoorsaamheid tot die waarheid tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar innig met rein harte lief hê. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, deur die lewende en blywende woord van God. Want elke mens is soos gras en al sy pragt soos 'n veldblom. Die gras verdroog en die blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die evangeliewoord wat aan julle verkondig is. Nou woorde kan mos 'n groot uitwerking hê op mense. Woorde kan 'n mens se realiteit verander. Dis hoekom dit so belangrik is dat ons mooi moet dink voordat ons praat en oor hoe ons praat oor mense en met mense. So kom ek gee twee voorbeelde van woorde wat die verandering van realiteit bevestig. Dink aan 'n troue. Wanneer ek 'n troue hou, dan het ek nou 'n kort boodskap wat ek gee by die troue. Na die boodskap, dan is daar sekere beloftes wat die kappel aan mekaar maak, en dan eindig dit aan die troue met my wat 'n verklaring maak. Ek verklaar dat hierdie twee mense nou amptelik getroud is. So my woorde, daai laaste woorde van my, bevestig 'n nuwe realiteit. Dis iets wat voorheen nie bestaan het nie. Daar's nou 'n huwelik wat nou gevorm is. So die twee mense is nou getroud en hulle het 'n nuwe realiteit waarbinne hulle nou leef. So my woorde bevestig dat hulle lewe verander. Kom ek noem nog 'n voorbeeld. Dink aan 'n werksplek, 'n maatskappy, en dan word 'n pos adverteer in hierdie maatskappy. En dit word intern adverteer en mense kan nou aansoek doen, maar vir meeste van die mense wat aansoek doen, gaan hierdie pos 'n bevordering wees met 'n hoër salaris. So hulle is taamlik opgewerk en senuweeagtig oor wie nou hierdie pos gaan kry. En dan op die dag waar die aankondiging gemaak word, dan roep die baas iemand binne, een van die werknemers, na sy kantoor toe, en hy sê vir haar, en sy is baie op haar senuwees, want sy wonder nou, gaan sy die werk kry of nie, gaan sy dit nie kry nie, en dan sê hy vir haar,
baie geluk, die pos is joune. Die pos is joune. So in daai oomblik verander haar hele lewe. Haar verantwoordelikhede verander, haar salaris is meer, haar toekoms lyk anders. So die woorde van die baas skep 'n nuwe realiteit. Sê vir haar lewe verander nou. Nou dis wat ons raak sien in hierdie brief van Petrus ook. Dis waarin Petrus ook die mense herinner. Hy sê dat sekere woorde wat oor hierdie mense uitgespreek word, het hulle lewens verander. En dis nie net suggesties of voorstelle hierdie woorde nie. Dis woorde wat oorspronklik by God begin en daarom gaan dit ook nie verander nie. Dit gaan altyd van toepassing wees in hulle lewens. Luister gou wat die woorde is wat Petrus oor praat hier. Die woorde wat hy uitlig wat oor hierdie mense gespreek is. Hy sê julle is vrygemaak of vrygekoop, nie met silwer of goud nie, maar deur Jesus se dood en opstanding. En hy sê deur Jesus glo julle en ontvang julle geloof en hoop. En dan sê hy ook in vers 23, julle is nou weergebore, julle is nuut gemaak deur die woorde van God en deur dit wat Jesus gedoen het. So dis 'n nuwe realiteit waar binne hierdie mense nou leef. En dit geld mos nou maar vir ons ook hierdie woorde. Dis soos die paartjie by die troue en die vrou wat die bevordering gekry het. Ons identiteit, ons realiteit is verander. Ons is nou anders, ons is nou mense van God, is wat Petrus vir ons probeer sê. Maar dan eindig dit ook nie daar nie. Petrus beklemtoon ook 'n tweede aspek, iets wat volg op hierdie woorde wat hy uitgelig het. So, dis, soos wat die mense wat getrou het, soos die vir die vrou wat die bevordering gekry het, is daar ook nou ander goed wat nou daarna gebeur. Die mense wat getrou het, se lewe is anders, hulle lewe nou op 'n ander manier. Die vrou wat die bevordering gekry het, se lewe is anders, sy doen dinge nou op 'n ander manier, nadat sy die bevordering gekry het. So Petrus sê, dit geld vir ons ook op dieselfde manier, ons doen dinge nou anders. Hy sê, wees gefokus op die hoop wat julle van Jesus gekry het. Leef met ander woorde met hierdie hoop. Hy sê, moenie meer leef volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het nie. Julle lewe is nou anders, julle lewe nou op 'n ander manier. En hy sê, gaan en wees regtig lief vir mekaar. So hierdie goed wat Petrus noem, gebeur nie sodat die mense nuut gemaak kan word nie. Dit gebeur omdat hulle klaar nuut gemaak is. Omdat daai goed wat hy gesê het, daai woorde wat hy gespreek het, waar is in hulle lewens. So, om dit nog korter te stel en nog meer op te som, Petrus sê eintlik maar vir die mense, vir ons ook, julle het God se woorde nou gehoor, dis oor julle uitgespreek, so gaan wees nou wie julle is, gaan leef nou daarvolgens. Jy is 'n kind van God wat vrygemaak is, jy is nuut gemaak, jy het hoop ontvang, so gaan leef dan nou daarvolgens, gaan leef nou wie jy is. So Petrus se woorde aan hierdie mense, en dit is iets wat ons ook dalk nou vandag nou net moet hoor, is, jy is nie meer wie jy voorheen was nie. Hulle is nie nou meer net vreemdelinge nie. Jy is vrygemaak, jy is nuut gemaak, jy behoort nou aan God. En omdat dit waar is, gaan leef anders, gaan leef met hoop, wees hoopvol, en gaan wees lief vir ander mense. Dis die woorde van God, soos wat Petrus dit vir ons uitgelig het. As 'n gebed vanoggend, kom ons luister na 'n lied, wat net weer vir ons bevestig wie ons is, en hoe ons dan nou moet gaan leef in die toekoms. Laat hierdie vrede deur my vloei, waar haat is, laat ek daar die liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees, en krag gee deur geloof in U, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag, ja, om lief te hê ander bo myself,
te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei, en laat ek hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil die lig in duisternis laat skyn, laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag, ja, om lief te hê ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei, leer my om ook soos U te kan vergeef, maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander U al meer in my kan sien. Maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander U al meer in my kan sien.